So, vanoggend begin ons met die Nuwe Testament. En ons gaan so boek vir boek gaan ons deurgaan en kyk wat kry ons in die Nuwe Testament. Anna? So wat ons gaan doen, ons gaan uit die Afrikaanse Bybel lees. Watter version is hierdie? Hierdie ene is van 1983. O, 83. En wat noem hulle hom? Eerste uitgawe, nuwe vertaling. O, dis 'n nuwe vertaling. Okay, so dis bietjie meer van 'n moderne taal. En ons gaan uit hom uit lees en dan gaan ons so net so 'n bietjie bespreek wat ons daar uit kry. En hopelik gaan dit vir mense baie beteken. Wat ek hou van hierdie nuwe vertaling is, hulle sulke mooi prentjies. O, dit mooi prentjies. Ja, hier is 'n wêreldkaart van Kappadosië, Ja. die Middellandse See met daai pragtige skip in Cyprus. Al die plekke wat ons ken, Pergamum en Antiochië, al daai plekke is hierso. Ja, ons was al by 'n paar van die plekke gewees op ons reise. Dis reg, Klein-Asië Ja. wat in daai tyd was. En hierso is Rome Mm. en Malta, die eiland Malta. Jep, dis waar Paulus gestrand was. Ja, en hierso is die Egipte en hierso sê hulle Arabië. So. Daar's Arabië, ja. Okay, so wie was Matteus gewees? Matteus was 'n tollenaar geweest, so hy was 'n geleerde. Okay, wat is 'n tollenaar in Engels? 'n tollenaar, It's a tax collector. tax collector. So Matthew was a tax collector. En waar okay, ek kan net ietsie bylaas hierso, nê? Dat Matteus was die enigste een van die disciples wat die hele 3 jaar saam met Jesus was. 3,5 jaar wat sy ministry was. So wat dit En vir my te volg eintlik dit. sê, wat dit eintlik vir my sê, omdat hy was toegewyd aan sy werk of sy mission wat hy gehad het. Hy was toegewyd aan die Romeinse regering en so was hy ook toe hy oorgegaan het na Jesus, toe toegewyd aan Jesus. Ja. Maar hy was eintlik al vir verstoteling gewees. Natuurlik. Niemand wil tax betaal nie. Ja, niemand wil belasting betaal nie. Okay, maar toe ek weet nie, ons het die Chosen gekyk. Ja, Ja. En Ja. daarin hy het so 'n klein hokkietjie gehad waar hy sy taxes moes invorder. En dat hy het so altyd ruim so- so 'n soldaat gehad wat altyd saam met hom gegaan het. ja, en hy het altyd sulke netjiese kleertjies aangehad. Ja. En so presies gewees op sy persoon. Ja, Maar dis dis eintlik so nogal, dis nogal 'n mooi depiction. Okay, hoekom dink jy is hy nou spesifiek gekies? Dis interessant. Omdat dit so 'n groot verandering is. Weet hy was nie net 'n visserman nie, hy was 'n man van belang. Ja, hy was 'n man van boeke, hy kon skryf. Ja, die ander was dalk ongeletterd. Ongeletterd, hy kon skryf, hy kon die goeters neerskryf. Nou, die boek van Matteus sê hulle is geskryf met 'n Joodse ondertoon. Jy het geweet. Hoekom so? Okay. Waar daar een getuienis is, kyk die Jode sê dan met meer as een getuienis wees vir iets om waar te wees, nê? Praat hy van 2 mense by Gadara wat bevry is. En dan oral praat hy van 2 mense. En hy gebruik woorde soos raka en allerlei Hebreëse woorde. Dit is eintlik gesê, nê, dat die boek van Matteus is oorspronklik in Hebreëus geskryf en toe vertaal na Grieks toe. Maar daar's geen Hebreëse geskrifte rondom die boek van Matteus, geen ou geskrif wat dit actually bewys nie. Het jy ooit gehoor wat is die sinoptiese boeke van die Bybel? Nee, maar ek dink net wel dit oor nie. Staan nie daarin belang nie. Nee, maar kom ek vertel vir jou, dis eintlik baie interessant hoor, regtig. Kom ek vertel vir jou. Die sinoptiese boeke van die Bybel is die eerste, of die sinoptiese evangelies is die eerste 3 boeke van die Nuwe Testament. Wat is hulle? Matteus, Markus en Lukas. Ja. Okay, wag 'n bietjie, ek het jou nou verkeerd verstaan. Ek dink aan die
Apokryfiese boeke. Apokryfiese boeke, dis Ja. wat ek nie wil weet nie. Nee, okay, goed. Nou, die sinoptiese boeke het sekere stories wat in al drie voorkom. Ja, ooreenstemming. Die een, ek het dit nou gesien in Markus. So van Markus het net 'n hoofstuk is net so 'n paar woorde oor, hy het geen 'n detail daarin nie. Toe hulle die Bybel die eerste keer saamgestel het, toe het hulle gedink dat Matteus was die eerste boek wat geskryf is. Jy het dit al ooit gehoor? Omdat hy so baie van Jesus se woorde in het. Kyk, as jy 'n rooi letter Bybel in het, dan is daar baie rooi letters binne in Matteus. Maar ek kan verstaan dat hulle dit doen. Dit is of dit nou wel is of dit hy die eerste boek is of wat geskryf is of net omdat hy eerst in die Nuwe Testament is 'n baie lekker boek om te lees. Is 'n baie interessante boek om te lees. Ja, party mense sê dit is geskryf vir die Jode, maar eintlik as ons die heel laaste hoofstuk kyk van die heel laaste gedeelte van Matteus, dan sê dit gaan heen in die hele wêreld en maak disippels van alle nasies. Maar dat die boek van Matteus is eers geskryf heelwat nadat Jesus opgevaar het. Ek dink met oorlewering, al die goed wat Jesus gesê het hulle besluit, maar niemand gaan weet wat Jesus gesê het nie, toe begin hulle dit neerskryf. Ja. So, lees vir ons net daai eerste stukkie van Matteus, en dan bespreek ons dit gou-gou. Die geslagsregister. Ja, waar begin hy? Ja, hierso. Die geslagsregister en geboorte van Jesus is Matteus 1 en 2. En dan Matteus 3 en 4 gaan oor die doop en die versoeking van Jesus. In 5 en 7 is die bergrede. Okay. So hy is mooi uiteengeset. En dan 8 en 9 is die wonders van Jesus. En 10 is die sendingsopdrag. Ja. So gaan dit aan. Dis regtig interessant. Maar die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Perse en Serag by Tamar. Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab. Aminadab van Nagson en Nagson van Salmon en Salmon die vader van Boas by Rahab. Soek, dis 'n baie complicated. En Boas van Obed by Rut en Obed van Isai. Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabeam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat van Joram en Joram van Usia. Usia was die vader van Jotam van Agas en Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasse van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Jochachin en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babylonië toe. In die Babyloniese ballingskap was dit so. Jochachin was die vader van Sealtiel en Sealtiel van Serubabel. Serubabel was die vader van Abihud. Abihud van Eljakim en Eljakim van Asor. Asor was die vader van Sadok. Sadok van Achim en Achim van Elihud. Elihud was die vader van Eleazar. Eleazar van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem is. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid. 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Okay, so wat interessant is, nee, hierso is dat genealogie was baie belangrik geweest vir die Jode. En daar's daai storie van Richardson wat na hierdie tribe toe was en toe hulle ontdek daar's 'n genealogie van Jesus,
toe kom die hele tribe tot bekering, want vir hulle was dit ook baie belangrik om te weet wie was jou pa gewees en wie was jou oupa en wie was die se oupa. Jy weet, as jy nou net kan dink aan ons oumas. Ek dink aan my ouma Anna. Kyk, vir haar was daar nou niks lekkerder as om familie uit te lê nie. Ja, Wie is die se neef en die se oom? ja, En waar's die een gebore en so aan. Ja. Die ouer mense was baie gesteld op die geskiedenis van die families. En wat pragtig is, jy weet, om te weet presies waar kom jy vandaan. ja. Kyk bietjie hoeveel vrouens se name is in daai genealogie. Kyk gou 'n bietjie. Kyk wie se eerste ene. Dis is min vrouens se name. Nee, jy sal verbaas wees hoor. Hoe weet jy of dit 'n vrouenaam of 'n mansnaam is? Wel, die eerste een is die vrou van Uria. Ja, die vrou van Uria, maar dit is al klaar 'n bietjie ver in die Bybel. Okay, maar wag nou, nee. Die vrou van Uria was 'n vrou gewees wat haar liggaam verkoop het. Wat amazing is, okay? En dan gaan aan. Okay, kom ons kyk verder aan. En dan was daar Batseba. Sy Batseba was 'n vrou wat word nie hier genoem nie. nee man, ek dink sy word daar Nee, sy word genoem. nie. Hulle praat dan van Dawid. Ja, Okay, maar Dawid se vrou was Batseba. dis nie al vrou wat hy gehad het nie. Ja, maar Jesus is gebore uit die geslags. Daar's ons Maria se naam. Okay. En dan daar Rut. Rut was nie Ja, okay. Rut was nie 'n Jood gewees nie. Sy was 'n bekeerling tot die Want Jode. Dawid was die vader van Salomo, sy vrou was Uria. Okay. Daar staan niks van Batseba nie, was Uria. Sien verder. Daar's Maria. Okay. En nou wat sê hulle van Maria en Josef? Wat sê hulle daar? So dis ook nogal baie interessant. Hulle sê lees bietjie dan Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus Christus. Okay, maar hy sê die man van hulle sê die man van Maria. Okay, Maria uit wie Jesus gebore is. Maria uit wie, nie uit Josef uit nie, maar Okay. Josef se vader was Jakob. So wie was Jesus se pa? Dit was nie 'n aardse vader nie. Daar sê. Okay, Nee, was nie. Was Was God nie. drie-enig. dit was God. Okay, so môre gaan ons dan gaan ons bietjie praat oor die geboorte van Jesus Christus. En dan gaan ons kyk wat kry ons daar uit daai gedeelte uit. Ja. Ons gaan dan van Matteus 1 vers 18 tot in die einde van Matteus 1 Ja. gaan ons môre behandel. Dankie dat julle gekyk het. Ons hoop julle het dit geniet. Ons sien julle môre.